In die volgende video gaan ek vir jou verduidelik wat jy kan doen as jy vermoed iemand het gepeter met sy rolballe. Met ander woorde, hy dalk aan die loopvlak geskuur en geskaaf sodat dit 'n ander lyn loop, of hy het dalk die dimpels van die balle dieper geboor of gaatjies ingeboor vir 'n beter greep op die balle. Ek weet nie wat 'n ander maniere daar is om balle te tamper nie, soos hulle dit noem. Maar as jy so iets vermoed, verskoot my Engels en Afrikaans nou de mekaar, dan moet jy die balle challenge en jy moet 'n kontantdeposito van R10,000 neersit. So die balle kan net getoets word deur die vervaardiger van die balle. So daar is nie 'n vervaardiger van rolballe in Suid-Afrika nie. So sê net maar jy challenge 'n paar Drykspraitballe, dan moet die balle Engeland toe gestuur word en sou die balle die toets slaag, met ander woorde daar is nie gepeter met die balle nie. Dan moet jy wat die balle challenge moet die koste betaal om die balle daar te kry, jy moet die koste betaal om die balle terug te kry, jy moet die toets betaal en as die balle weer gestempel moet word, moet jy daai koste ook betaal. Sou die balle die toets nie slaag nie, dan is al hierdie kostes vir die persoon wie se rolballe dit is. So, my punt wat ek eintlik wil maak is, sê nou maar jy's in 'n wedstryd en jy vermoed iemand het gepeter met sy rolballe, dan kan jy nie die skeieregter of die beheerder gaan roep om 'n beslissing te maak nie. Hulle kan jou net help met die prosedure om die balle te challenge. So gaan lees gerus in hierdie reëlboekie, dis die huishoudelike reëls, so 'n lekker dun boekie, op bladsy 7, reël 52.4.4.3. Verduidelik hulle 'n bietjie meer oor die challenge van balle.